Goeiedag graad 12 leerders en welkom by vandag se les. Ek is mevrou Isaacs en hierdie les word aan jou gebring deur die Noord-Kaapse Departement van Onderrig te samewerking met Pakama Navorsing en Ontwikkeling. Vandag gaan ons kyk na verantwoordelike toerisme, spesifiek die 3 pilare wat ons kry in toerisme. So kom saam met my en laat ons leer. Dinge wat ons graag in hierdie les wil bereik is die volgende. Ons gaan kyk na die belangrikheid van volhoubare toerisme. Nou ons almal weet, as ons nie kan kyk na toerisme nou nie, na die planeet, na die ekonomie of die mensfaktor nie, kan daar nie toerisme voortbestaan nie. Ons gaan ook kyk, wat kan ons as die mens doen om seker te maak dat toerisme voortduur vir die toekomstige generasie en wat is die 3 pilare? Daar is nou en dan 3 verander of verskillende name vir die 3 pilare en ons gaan na hulle almal kyk sodat ons gereed kan wees vir die eksamen. Of hulle nou praat van 'n planeet of die omgewing, weet ons waarvan hulle praat. En dan laastens gaan ons kyk na die rolspelers in elk van hierdie 3 pilare. Wie maak uit die omgewing? Wie is die rolspelers in die ekonomie? En wie is die rolspelers in die mensfaktor? Nou, so kom saam met my. Heel eerstens gaan ons kyk na wat ons het. Wat was ons fondasie voordat ons nou bou? So, die sukses van toerisme is gebaseer op die 3 pilare. In graad 10, as jy nou mooi jou kop kan krap, het ons gepraat van die 3 pilare. Reg? Ons het dit geken as die 4 of die 3 P's. Ons het geweet van planeet, dan het ons geweet van die mense aspek, reg? En dan het ons natuurlik geleer van profit of 'n wins wat die ekonomie is. So, ons fondasie is al reeds daar, al moet ons hom gaan haal in die argiewe, maar hy is al reeds daar. Dan, waarom is dit belangrik om na ons toerisme sektor om te sien, spesifiek hierdie 3 pilare, want soos ek gesê het voorheen, toerisme kan nie bestaan sonder hierdie 3 pilare nie. En toerisme kan slegs vir die toekomstige generasie bestaan as ons die 3 pilare effektief toepas of effektief na hulle gaan kyk. Reg. Sleutelwoorde, so ek wil nie jy moet verlore raak gedurende die les nie. So daar's sekere goedjies wat ons net moet weer op klem plaas. Wat word bedoel met volhoubare toerisme? Dit sê hierso, toerisme aktiwiteite wat nog vir baie toekomstige generasies kan plaasvind. Dit is wat word of wat bedoel word met die woord volhoubaar. Dan het ons belanghebbers, of soos ons nou in die vorige slide gesien het, dit is nou natuurlik wie is die rolspelers. Reg. So mense met 'n belang in 'n onderneming. Wie is die rolspelers in die omgewing? Wie is die rolspelers in die planeet? En wie is die rolspelers in die ekonomie? En dan 'n gasheer gemeenskap. Nou in toerisme weet ons altyd, as ons hoor of die woord hoor gasheer, beteken dit verwys altyd na ons. Dit kan 'n gasheerland is of iemand wat natuurlik ander mense laat gemaklik voel of welkom voel. So hier is die gasheer gemeenskap, die mense wat in die toerisme bestemming woon. Reg. Dan sê dit nou hierso. So hier begin ons se les, maak soveel notas as wat jy kan. Onthou, ons het nou klaar ons voorbereide eksamen geskryf. Nou is ons nou heel op pad na ons eindeksamen. En moenie senuweeagtig raak nie. Onthou, hoe meer jy deur jou werk gaan en na hierdie lesse kyk, hoe meer en beter gaan jy oor die eksamen voel. So volhoubare toerisme is toerisme wat aan behoeftes. So wat is behoeftes nou weer?
Ons almal, mens, het sekere behoeftes. Is dit nie? Ons word honger, ons wil slaap, ons moet natuurlik eet of ons wil uitgaan, ons soek goeie diens. Daai is ons behoeftes. Dit maak net saak waar jy is, waar jou behoeftes natuurlik gaan verskil. So, volhoubare toerisme is toerisme wat aan die behoeftes van huidige geslags voldoen sonder om die vermoë van toekomstige generasies om aan hulle eie behoeftes te voldoen. So, ons wil die behoeftes bevredig van enige toerist. So, het sy dit nou 'n sport, 'n eco, enige toerist is, wil ons seker maak. Ons kyk na wat die behoeftes is en ons bevredig dit. So daai is nou net die mens element wat ek nou daar gepraat het, as ek praat van die mens, maar as ons kyk na die planeet, wat nodig die planeet? Wat nodig die ekonomie om te groei? So wat sê dit hierso vir ons? Volhoubare toeriste of toerisme fokus op die behoefte wat daar is en hoe kan ons dit natuurlik voldoen of bevredig. Volhoubare toerisme beteken dus toerisme aktiwiteite wat vir baie toekomstige generasies beskikbaar sal wees. Maar mense, as ons nie na daai 3 elemente gaan kyk nie, sal daar glad en geheel nie toerisme wees nie. So, die is 'n baie belangrike sin wat ons almal moet onthou. So, hoekom moet daar verantwoordelike en volhoubare toerisme wees? Sodat dit kan voortduur of sodat dit daar kan wees of voortbestaan vir die toekomstige generasie. Reg. Nou, ek het hierso ons Suid-Afrikaanse potjiepot. Ons hou mos van 'n potjie hou, is dit nie? En ons sien daar is 3 bene van 'n pot. En ek wil hê wanneer jy in die eksamen gaan, moet jy altyd hierdie 3 been pot in gedagte hou. Reg. En een van die redes of die belangrikste rede daarvoor is, as jy 1 been van die 3 been pot verwyder, gaan hy omkantel. Of jy nou 2 of jy nou 'n klipbas sit of wat ook al, hy gaan nie stabiel is nie. En ek wil hê jy moet so daarna dink as toerisme of volhoubare toerisme. Ons nodig al 3 rolspelers vir toerisme om 'n sukses te maak. So onthou nou jou 3 been pot, as 1 been weg is, gaan hy omkantel. Reg. So, die 3 dubbele slotreël benadering. So onthou nou, ek het vir jou gesê hulle noem dit baie dinge. In hierdie slide noem hulle dit die 3 dubbele slotreël benadering. Dit is iets wat jy dalk in die eksamen kan kry. Of hulle kan natuurlik sê die 3 pilare. Reg. So onthou nou, ons moet weet hoe om hierdie woorde natuurlik te gebruik. Of ons nou sê 3 dubbele slotreël benadering of 3 pilare, weet ons wys na die omgewing, die planeet, is die omgewing reg, die ekonomie, wins of sosiaal die mens. So dit sê so die 3 dubbele slotreël benadering rig toerisme, ondernemings of aktiwiteite om die wat? Die negatiewe uitwerking om te swaai. Want ons soek nie negatiewe goed nie, is dit nie? As enige iets negatief is of negatiewe konnotasies het, wil niemand na daardie land, plek of toeristattraksie naartoe kan gaan nie. So ons wil die negatiewe uitwerking omswaai of te verander of te verminder en 'n positiewe uitwerking op die fisiese, ekonomiese en die sosiale omgewing te maksimeer. So hier kom ons nou na die 3 dubbele slotreëling of die wat mense? Jy het dit, die 3 pilare. So heel eerstens het ons natuurlik sosiaal, onthou, sosiaal verwys na mense, dan het ons die fisiese omgewing, so dit is die
aardbol. Ek weet ek is nou nie 'n Picasso of wat nie, maar dit sal deeg vir nou. En laastens mense het ons natuurlik die ekonomie wat natuurlik geld verteenwoordig. So as jy wil, dis 'n wenk vir die eksamen, kan jy miskien die 3-been pot onthou en miskien vir jouself sê, die een is die sosiaal, die ander een is die omgewing en die derde een natuurlik is die ekonomie. Reg. En sonder een van daardie bene kan dan nie toerisme voortduur nie. So nou gaan ons na elke pilaar in diepte gaan. So ons heel eerste pilaar is natuurlik die mens aspek. Of soos jy dit hier sien, die sosiale impak. So onthou nou, ons het mense hierso en ons weet ons mense kan positiewe dinge doen of negatiewe dinge wat 'n positiewe of 'n negatiewe impak het op toerisme. Nou ek weet ons almal wil hier uitkom. Reg. So die sosiale omgewing, ook bekend as die mense, verwys na die impak op die gasheer of die plaaslike gemeenskap, soos die verbetering van lewensstandaarde en onderwys of gesondheidsvoordele van plaaslike inwoners. Nou as ons praat van die menslike impak, moet ons weet, sonder die mens kan niemand omgee na die planeet nie, en sonder die mens kan niemand ook werksaam wees in die toerismebedryf nie. So dit sê vir ons, die menslike impak is so belangrik. Want as ons nie die mens element het nie, kan nie een van die ander twee natuurlik werksaam wees nie. Nou ons weet die mens kan besoedel, die mens kan nou en dan nie reg omsien na die ekonomie nie, of miskien nie werksaam is nou en dan nie, of nie die geleentheid sien om enige werk te skep nie. Dus moet mense altyd natuurlik aangepoor word om natuurlik goeie uitwerking in die omgewing en in die ekonomie te hê. Volgende het ons die fisiese impak of soos ons dit hier sien, die planeet. Nou, enige iets wat die mens doen, dis hoekom sê ek, die mens element is amper uiters belangrik. Maar onthou nou, daar kan nie een weg van hy 3-beenpot afkom nie. Maar ons almal moet weet hoe belangrik ons rol is. Die menslike impak nou weer op die gemeenskap of op die planeet of die fisiese omgewing is verskriklik of ontsettend belangrik. Dit sê hierso, die fisiese omgewing, ook bekend as die planeet, verwys na die volhoubare omgewingspraktyke wat ons doen, die sosiaal. Soos die vermindering van rommel, daai is natuurlik 'n positiewe ding, reg? Konservatiewe energiegebruik, ook 'n positiewe ding, en die beskerming van die omgewing. As die mens of sosiaal seker maak dat ons omsien na ons toeriste attraksies, dat ons omsien na ons planeet, dat ons omsien na ons omgewing, gaan die omgewing planeet daar wees. Hoekom? As ons na die fisiese omgewing nasien, gaan die fisiese omgewing vir ons daar kan wees. Ons moet seker maak, ons strooi nie rommel nie. Enige energieverbruik is positief eerder as negatief teenoor die omgewing. Ons moet seker maak ons beskerm die omgewing. So alle gasse moet natuurlik voordelig wees, of dit nou 'n fabriek is of voertuie wees,
dit moet natuurlik voordelig vir die planeet wees. As ons eerlik wees mense, as daar nie 'n planeet is nie, kan ons nie bestaan nie, want ons kan nie bestaan in die lug nie. Ons kan nie net bestaan in 'n ekonomie nie. 'n Ekonomie, al sien ons dit apart, moet of kan slegs werk in 'n planeet wat natuurlik aarde genoem word. So, ons moet dan nou net kyk vir 'n positiewe gedrag teenoor hierdie planeet. Hey, ons wil ons planeet gelukkig sien, soos die glimlag wat ek hierso het. So, ons moet altyd bedagsaam wees oor wat ons doen, sodat ons seker maak die omgewing aspek is natuurlik gelukkig. Laastens het ons die ekonomiese of die wins of profit, soos ander mense dit sal noem. Hierdie pilaar is net so belangrik. Hoekom? Mense gaan nie net na hulle self kan kyk deur goedjies optel nie. Mense nodig geld om na hulle self te kyk. Ons ekonomie kan nie op sy eie staan nie. Ons noem of ons nodig die mensfaktor om natuurlik die geld te genereer of om werksgeleenthede te skep. Reg? So dit sê, so die ekonomiese omgewing waarna as wins verwys word, fokus op alle ekonomiese voordele vir die plaaslike gemeenskap. Plaaslik waar jy jouself natuurlik vind. In ons geval, plaaslik kan jou provinsie wees, maar omdat ons met internasionale toerisme ter sprake het in graad 12, verwys plaaslik natuurlik na Suid-Afrika. Reg, gemeenskap en nie net wins vir aandeelhouers nie. En dis hoekom sien ons, mense het altyd, of groot besighede, het altyd iets wat ons noem 'n CSI-projek, waar hulle natuurlik terugploeg in ons gemeenskappe, wat natuurlik seker maak dat die sosiale aspek na gesien word en ook die ekonomie doen wat hulle moet doen. Reg. So ons sien hierso, ons het nie net voordele of ekonomiese voordele vir die plaaslike gemeenskap nie, maar dit sê hierso, maar ook vir aandeelhouers, so almal wat aandeel of natuurlik, soos ons dit in Engels noem, invest in ons ekonomie, moet natuurlik dividende kry. Voorbeelde daar is natuurlik om goeie poste of goeie winsdeling in die gemeenskap te hê. So nie net het ons klein besighede wat alleen geld maak nie, maar daai besighede gee ook terug aan die gemeenskap. Hulle het miskien 'n voedingsskema wat hulle kinders voed. Nou en dan het hulle miskien mense wat ons parke in stand hou, en dit is 'n goeie ding, reg? Want dan betaal ons nie mense om altyd dit te doen nie, maar besighede, omdat hulle natuurlik in ons land gevestig is, kan hulle ons help met sekere dienste wat ons gemeenskappe natuurlik nodig. Reg. Verantwoordelike toerisme. Nou gaan ons kyk na die gedragskodes. So dit sê nou eintlik, wat moet ek en jy doen om seker te maak ons planeet is gelukkig, ons ekonomie is gelukkig en natuurlik ons is gelukkig. En toerisme gaan daar kan wees vir ons toekomstige generasie. My kind of jou kind eendag of kinders moet ook kan sien wat vorm deel van ons erfenis. En dit kan ons net sien as ons gaan almal hande saamvat en ons kyk na ons toerisme, reg, met die 3 pilare. So hier gaan ons nou kyk na die gedragskodes en ons moet seker maak ek en jy is verantwoordelik sodat toerisme natuurlik voortduur. Die eerste gedragskode wat aangespreek word hierso is die omgewing. So wat moet ek en jy natuurlik doen? Ons moet ingelig wees, né? Waar en hoe om die bestemming te herwin. By die bestemming. So wat kan ons herwin? As hulle daai asblikke het of vullisdromme het,
wat sê D is vir plastiek, D is miskien vir papier, dan het ons natuurlik vir metaal. Gooi jou rommel daarin. Ons wil ons rommelstrooi verminder. Dan het ons natuurlik verminder jou water en elektrisiteit verbruik tydens jou reis. Wanneer jy by die hotel of hostel aankom, moet ons natuurlik seker maak ons hanteer hierdie plek asof dit ons eie huis is. Moenie laat die kraan net loop en jy borsel jou tande, ek weet nou en dan doen ons dit ook, of die ligte is aan, maar daar's niemand in daardie spesifieke vertrek nie, so jy moet seker maak. Ek is 'n Suid-Afrikaanse burger, so ek gaan seker maak dat ek na my land omsien, of na die planeet omsien. So ons moet altyd seker maak, ons dra by tot die verbetering van hierdie 3 pilare. Moenie produkte koop wat gemaak is van plant of diere wat met uitsterwing op die bedreigde spesies. Moenie nie rhinohoorn gaan koop of wat ook al nie. Dit is wat hulle hier natuurlik na verwys. Hoekom doen ons nie dit nie? Want dit stop nie daar nie, jy koop nie net sekere goedjies aan nie. Daar's diere wat se lewens verwoes word, daar's mense wat natuurlik hulle werk verloor, so dink altyd aan die ripple effek. Dan kies roetes wat die minste impak op die landskap het. Wanneer jy miskien reis, ry of vervoer, maar waar min impak of negatiewe stowwe na ons planeet toe gaan. Gebruik openbare vervoer waar jy kan, om nie natuurlik jou eie vervoer te gebruik en meer gasse na ons planeet toe stuur nie. Moenie natuurlike hulpbronne soos wat klippe, fossiele, plante, skulpe, ons blommetjies uithaal nie. Ek weet nou en dan wil ons romanties wees en al die blomme of rose pluk vir ons wederhelfte. Asseblief net een keer en dan stop dit, want daai goed moet natuurlik verder groei. En onthou, ons nodig ons plantlewe vir suurstof. So moenie sekere dinge uit hulle natuurlike habitat uithaal nie, reg, of verwyder nie. Los dit net dan. So dit is mense wat ek en jy kan doen om seker te maak ons omgewing gaan voortduur vir toekomstige generasies. Nou, hoe kan 'n toerismebestemming omgewingsbewuste toeriste aanlok? Het sê dit nou mense, planeet of wins is. Hulle implementeer strategieë om te verseker dat besighede volhoubaar is. As jy na die hotel toe gaan, het hulle miskien 'n kaart wat jy kan insit, dan gaan jou ligte aan, maar as jy die kamer verlaat en jy haal jou kaart uit, gaan die ligte af. Sê hulle miskien vir jou, skakel ligte af wanneer jy nie in die vertrek is nie. So daai goed moet ons natuurlik weet. Selfs al is ons nie net toeriste nie, maar wil toerisme besighede oopmaak, moet ons natuurlik al hierdie inligting voorhou om seker te maak toerisme voortduur verantwoordelik. Reg. Optree teenoor mense, die planeet en die ekonomiese omgewing. Verseker dat natuurlike bates goed beskerm en bemark word. En implementeer volhoubare toerisme sertifisering onder bestemmingsondernemings. Soos ek nou hier vir jou gesê het, ons herwin papier, ons herwin glas, metaal, ons moet seker maak dat ons nie net krane laat loop nie. As jy sien krane loop net, maak seker jy kan iemand skakel, het sy dit nou die munisipaliteit is of 'n burger wat jy ken, moet jy hulle net in kennis stel. Reg. En dan het ons mos nou daai 3 pyltjies wat sê recycle, reuse. As my geheue my nog nie verlaat nie, moet jy die ander enetjie re-eet. Ek sal nou kom, as ek dit onthou. Die sosiale impak die mens, wat is ons gedragskode?
Ons moet navorsing doen oor die kulturele, etniese en godsdienstige en erfenispraktyke voor jou besoek. Reg. So jy moet seker maak as ek miskien gaan, veral as 'n kulturele toerist, ek moet weet watter kultuur is daar sodat ek seker maak ek respek die kultuur of ek toon respek. Die etniese groep dieselfde. Ek is nie rou nie, reg? Maar as hulle enige godsdienstige seremonies het of praktyke, moet ek dit teen alle tye respek. Leer 'n paar woorde in die plaaslike taal. En dit is mense dinge wat ek en jy kan doen, doelbewus om seker te maak dat ons laat ons kultuur of ons erfenis voortduur. Moenie net kom met jou lewenswyse of hoe jy dinge sien nie, maar laat ons veral wanneer ons na verskillende plekke in die land gaan waar mense verskillende tale praat, verskillende praktyke uitvoer, moet jy dit respekteer en jy moet 'n rolspeler wees, 'n positiewe rolspeler. Reg. Om betekenisvolle kontak met die mense te maak, so jy moet bewus wees van die taal, vra vir leiding oor gepaste kleredrag, moenie net kom soos jy wil nie, want in ander kulture sien hulle dit natuurlik as ontoepaslik of rou, so jy moet jou navorsing daaroor doen. Jou gedrag, plaaslike kos, moet dit nie sien as taboe nie, as jy miskien regtig nie van dit ou nie, sê jy net meer dankie in 'n baie mooi en beskaafde manier, net so met die drank en so aan. Respekteer, dis 'n baie belangrike aspek vir my. As iets verskillend is as hoe jy dit doen of in jou familie dit doen, beteken dit nie hoe ander mense dit doen is nie die regte manier nie. So ons moet altyd waaksaam wees en dit in ons agtergrond of agtergrondbewussyn hou dat mense verander. Reg, en mense se kultuur verander na joune. So ons moet dit in alle tye respek. So respekteer die menseregte van die plaaslike gemeenskap, byvoorbeeld vra toestemming, baie belangrik, voordat jy net 'n foto kan neem. Selfs nou kan jy natuurlik in hegtenis geneem word as jy foto's neem sonder mense se toestemming. En wees waaksaam oor die uitbuiting van kinders. Moenie net sê die kinders moet dit doen, dat doen en jy kon dit self doen nie. Reg. Die ekonomie, wat is die gedragskode of wat word verwag van ek en jy van die ekonomiese element? Dit sê hierso koop aandenkings of ons ken dit soos souvenirs. So koop aandenkings en produkte wat plaaslik gemaak word. So as hulle miskien mate self maak of ons het halsnoere wat mense gemaak het of komberse wat hulle self geweef het, moet ons seker maak ons koop iets aan. Hoekom? As ons koop van die plaaslike gemeenskap af, beteken dit hulle maak geld. En dit is hoe jy natuurlik byvoeg na die ekonomiese kant daarvan. Reg. Onthou, die ekonomie kan nie geld maak as dan die mense werksaam is nie. En ons kan ook nie leef of enige werk doen as die planeet aspek nie daar is nie. Ek hoop jy kan sien hoe die drie natuurlik nie sonder mekaar kan klaarkom nie. Vra vir leiding oor fooitjies, tips natuurlik en beddings praktyke. Gee voorkeur aan toerismedienste wat deur inwoners van die bestemming bedryf word. So onthou konstruktiewe kritiek is ook baie belangrik, veral as dit mense se bestaan is, sodat hulle weet wat maak toeriste gelukkig, watter produkte moet hulle mee voortduur, wat moet hulle miskien anders doen, sodat hulle teen alle tye geld maak en ons ekonomie laat groei. Want dit is wat enige persoon natuurlik wil hê. Verantwoordelike toerisme. Hoe kan 'n toerismebestemming omgewingsbewuste toeriste lok? So ons het dit deurgegaan.
Ek herhaal dit net want dis 'n hersieningsles. Ons moet seker maak dat daar sekere strategieë in plek is om seker te maak die ekonomie groei, die planeet word na gekyk en die mense is werksaam. Die is 'n baie belangrike ding wat ons moet onthou. In toerisme het ons wat ons noem fair trade. Reg. Onthou asseblief hierdie logo hier ook, want dit kan miskien in jou vraag 1 as 'n kort vraag kom. Wat dit eintlik bedoel is die volgende. Die bydrae van, en onthou dis die afkorting, Fair Trade Tourism of toerisme, tot die aanmoediging van verantwoordelike en volhoubare praktyke. So dit wil net sê, omdat ek miskien 'n eenmanskap is, gaan ek al die geld vat, of mense met klein besighede gaan net 'n sekere persentasie kry nie. Maar nee, ons almal moet natuurlik dieselfde prys gevra word vir sekere produkte, vir sekere dienste, en niemand moet voel hulle is bo en die res is onder nie. Nee, so dis het ons hierdie fair trade tourism of toerisme althans dit geïmplementeer. So die primêre doelwit van fair trade toerisme is om toerisme meer volhoubaar te maak deur te verseker dat die mense wat al grond, hulpbronne, arbeid, beteken jy werk, jou kennis tot toerisme bydra. Diegene is wat daarby baat. Ons almal moet baat van fair trade toerisme of toerisme ingeheel. So, wat is die beginsels van fair trade toerisme? Regverdige lone en beter werksomstandighede. Regoor. Regverdige aankope. Ek wil nie vir een van my aandenkings, miskien omdat ek 'n plaaslike persoon is, ek bly in Suid-Afrika, want dit gebeur nou en dan. Ek koop miskien 'n haalsnoer vir R50 en internasionale toeriste moet dit koop vir R100. Maar dit gaan 'n probleem wees as dit omgekeerd is, waar ek wat 'n plaaslike burger is R100 moet betaal vir iets en die internasionale toeriste miskien R50 betaal vir 'n item. Hou die item se pryse standaard, het dit nou vir toeriste of nie vir toeriste is nie, maar ons se pryse bly gelyk. So ons het regverdige aankope, regverdige bedrywighede, gelyke verdeling van voordele. Ons almal moet voordeel tref. Respek vir menseregte, kultuur en die omgewing. Dan deur die dienste van die fair trade toerisme gesertifiseerde organisasies te gebruik, kan toeriste verseker wees van wat? Dat hulle bydra tot die verantwoordelike en volhoubare toerisme inisiatiewe. Nou die fair trade toerisme is meer geskik vir besigheidseienaars of mense wat selfs hulle eie besighede wil begin in die toerisme industrie. Hier het ons hom net in Engels of hoe die siklus natuurlik werk, maar ek het dit nou in die vorige slide net vir jou verduidelik. Ek kan hom vir jou weer verduidelik. So ons moet seker maak almal kry dieselfde pryse natuurlik, of daar's dieselfde rolspelers. Daar is 'n demokrasie natuurlik. So dit bedoel, ek gaan nie net soveel betaal of ek het net soveel voordele en iemand anders het meer nie. Respek word getoon vir almal, teenoor almal. Daar is natuurlik deursigtigheid. So as jy net sekere mense wat seker goed weet in die skelmpies en die ander nie, so daar's altyd deursigtigheid. Ons almal weet ons betaal R3 vir 'n liter Coke in die wêreld, maar net as 'n voorbeeld, en dit geld vir almal. Dan moet ons altyd weet, daar's vertroulikheid, reg? En daar is natuurlik volhoubaarheid. En dit is natuurlik die beginsels wat in die vorige slide natuurlik vir jou uiteengesit is,
maar as ons miskien wil studeer vir die eksamen, kan ons dit natuurlik in hierdie diagram deurgaan. Hier is nou vir jou 'n vraag. Ek het mos nog vir jou gesê dit is 'n hersieningsles, sodat jy voorbereid kan wees vir enige tipe vraag of soortgelyke vraag wat gevra kan word. So, ons moet weet, as ons van volhoubare en verantwoordelike toerisme gevra gaan word, gaan dit altyd vraag 8 wees in jou vraestel. So, berei jouself voor vir hierdie tipe vraag in vraag 8. Dit sê so, bestudeer die logo hieronder en beantwoord die vraag wat volg. So ja, jy's doodreg, ons sien weer ons het vir Fairtrade toerisme. Dit sê so, Fairtrade toerisme assesseer toerisme besighede volgens 'n stel kriteria. Voldoening aan hierdie kriteria deur die toerisme besighede lei tot Fairtrade toerisme sertifisering. Jy moet hoeveel maniere bespreek? Hulle sê hierso, bespreek 2 maniere, waarop die Fairtrade toerisme sertifisering die toerisme besigheid kan bevoordeel. So ons gaan nou kyk na 2 maniere hoe ons die sertifisering van die Fairtrade toerisme kan kry en hoe dit tot voordeel kan wees. Het ons nou al ons antwoorde? Ek gee vir jou kans om dit net uit te werk. Reisigers weet dat die toerismebesighede volhoubare praktyke volg. Daai is 'n stelling. Dit sê, die Fairtrade toerisme logo word op promosiemateriaal en op die webwerf vertoon en lei tot geloofwaardigheid en vertroue in die besigheid. Dit bring natuurlik meer besoekers. Hier is jou vraag. Meer toegang tot sekere parke deur dit tot op die Fairtrade toerisme webwerf en die Fairtrade toerisme bemarkingskanale te vertoon. So jy moet nou seker maak ons weet hoe om die Fairtrade toerisme te bemark, te adverteer en seker te maak ons sit ook die 2 belangrike, hier by die vorige slide, die belangrike maniere wat voordeel trek tot die Fairtrade toerisme. Onthou nou, jy moes 2 redes bespreek het, maar hier het ons meer as 2. So, onthou, die Fairtrade toerisme logo word op promosiemateriaal, gaan kyk op sekere bokse of items wat jy koop, nou en dan het ons die Fairtrade logo op daardie items. Reg. En op die webwerf vertoon en lei tot 'n geloofwaardigheid en vertroue in die besigheid. So wanneer mense daai Fairtrade tourism of toerisme teken sien of die logo sien, weet hulle almal wat hierdie tipe produk verkoop dit teen die regte prys. Dit is omgewingsvriendelik en almal baat gelyktydig. Reg. Hier is nog 'n paar vrae. Gee 2 voorbeelde van hoe Fairtrade toerisme ondernemings betrokke is by sosiale, onthou hier die 1 pilaar, sosiale ontwikkelingsprojekte. Nommer 2 sê, afgesien van die sosiale pilaar, identifiseer 2 pilare van volhoubare toerisme. Nou ons weet ons het net 3 pilare. So as sosiaal nou al reeds genoem is, weet ons daar is nog net 2 ander pilare. Reg? Nommer 3 sê, verduidelik 2 maniere waarop gesertifiseerde Fairtrade toerisme ondernemings bydra tot die plaaslike ekonomie. So hoe dra Fairtrade toerisme by tot die ekonomie? Jy moet 2 maniere gee en dan 2 redes. Jammer,
2 redes hoe die frase bly waar jou besteding werklik tel. Nou besteding is 'n ander woord vir geld. Reg. So onthou die slagspreuk van Fairtrade toerisme is bly waar jou besteding werklik tel. Verantwoordelike toerismepraktyke in Suid-Afrika sal aanmoedig. So hoe jy gaan 2 redes noem. Hoe daai frase bly waar jou besteding werklik tel. Suid-Afrikaners sal aanmoedig. So dit sê hier gee 2 voorbeelde van hoe Fairtrade toerisme ondernemings betrokke is by die sosiale projekte. Mense is by infrastruktuur benodig, is dit nie? Niemand kan iets net bou. Wel in ander lande het ons robotte, maar die mens element gaan nog steeds altyd daar wees. Reg. Ons noem of nodig mense vir opleiding. Ons nodig mense om kapasiteit te bou. Ons nodig mense in die gesondheidsveld, is dit nie? Ons nodig mense vir sanitasie en ons nodig mense vir gaste en insa. As iemand enigstens dienste moet lewer, benodig ons die sosiale of die mensfaktor. Dan het dit gesê hierso. Afgesien van die sosiale pilaar, identifiseer 2 pilare van volhoubare toerisme in die Fairtrade toerisme. So ons dis mos nou net toegelaat of oorgelaat aan die wins of ekonomiese een en die omgewingspilaar. Onthou dit is sosiaal, ekonomies en natuurlik omgewing. En die laaste vraag het dan gesê hierso, verduidelik 2 maniere waarop gesertifiseerde Fairtrade toerisme ondernemings bydra tot die plaaslike gemeenskappe. So hoe dra hulle by? So die plaaslike mense word in diens geneem of hulle kry werk. Hulle is werksaam of werksgeleenthede word natuurlik geskep. En dan toerismebesighede koop plaaslik of maak gebruik van plaaslike dienste en dit was die laaste vraag ook daarso. En besighede koop goedere en dienste vanaf gesertifiseerde Fairtrade toerisme maatskappye. Hoekom? Ons wil altyd seker maak ons staan by ons groei van toerisme. So as mense hierdie Fairtrade logo sien, dan weet hulle in die toerisme-industrie, dis mense wat ons altyd hande mee kan vat. Hoekom? Want hulle is vir volhoubare toerisme. Hulle wil hê toerisme moet voortduur vir die toekomstige generasies. Baie dankie en ek wens jou alle voorspoed toe met jou eksamen.